Vriende, baie lekker om jou weer hier in my huis te ontvang, hier in Mamasbury. Dit is net fantasties om rondom die woord van die Here te sit en daaroor te praat, want dit is lewe. Die skrif sê daar in Spreuke, my seun, laat dit nie uit jou oë wyk nie, want dit is 'n genesing vir die hele liggaam. Fantasties om te dink. Dit is die kuur, die antwoord vir baie probleme. En soos jy reeds weet, is ons besig met 'n reeks oor Openbaring, vers vir vers. Vandag wil ek met jou gesels oor 'n baie belangrike onderwerp, wat so belangrik is, dat ons as kerk dit moet verstaan. En dit is die onderwerp van die wegraping. Daar's 'n verskil tussen wegraping en wederkoms. En ek wil dit graag vir jou uitlê, vir jou verduidelik uit die skrif, dat die skrif praat. Die Bybel is baie duidelik oor hierdie onderwerp, maar vereers, kom ons lees daar 'n vers in Openbaring 4 vers 1, en van ons volgende lesing gaan ons die res van Openbaring 4 behandel. Openbaring 4 vers 1 het hierdie woorde: na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my hoor spreek het gesê: kom op hierheen en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Interessant die woord na hierdie dinge. Na hierdie dinge, die term na hierdie dinge kom 'n volle 6 keer in die boek Openbaring voor. En dit is vir ons baie duidelik dat die boek Openbaring in kronologiese, in tydvolgorde geskryf is. Dit gee vir ons gebeure in volgorde. Daarom elke keer hierdie woorde na hierdie dinge, om dit vir ons baie duidelik te stel. Die term of die woorde na hierdie dinge in die konteks van Openbaring 4 is baie duidelik. Na die kerkera, want Openbaring 2 en 3 gaan spesifiek oor die kerkera. Die era waarin ek en jy ons nou bevind, noem ons die kerkera. Die era na die Ou Testament, na die wet van Moses, die era na die kruisiging van Jesus, dit word genoem die kerkera. En Openbaring 4 sê na die kerkera. Openbaring 2 en 3 praat van die kerk, en die woord gemeente kom in die boek Openbaring 'n volle 20 keer voor, gemeente. En as iemand dalk gedink het, 'n mens moenie aan 'n gemeente of by 'n gemeente betrokke wees of gemeentelike byeenkomste bywoon nie, het ek jou 'n verrassing. Net in Openbaring 2 en 3, in die eerste 3 hoofstukke van Openbaring, kom die woord gemeente 'n volle 19 keer voor. Dink 'n bietjie daaraan, 19 keer. Baie mense sê ek is die kerk. Nee, vriend, ek praat nie nou van kerk, ek praat van gemeente. Die woord gemeente in die oorspronklike taal is ekklesia, en dit beteken die samekom van mense. En telkens sê die Bybel, lees hierdie woorde by die samekom, by die ekklesia, by die gemeente. Die Engels sê die woord church, en dit beteken die samekom van 'n klomp mense. Baie mense sê ek is die tempel. Jy's reg. Ek en jy is tempel, en gesamentlik is ons die tempel ook van die Here, heilige tempel. Maar ekklesia beteken wanneer die klomp mense by mekaar vergader vir godsdienstdoeleindes, in aanhalingstekens. Daarom gebruik die woord van die Here die woord ekklesia 19 keer in die begin van Openbaring, in die eerste hoofstukke. Baie interessant. Nou ja, wanneer is hierdie kerkera verby? Die kerkera is verby aan die begin van die groot verdrukking, wanneer die wegraping plaasvind. Wanneer die wegraping plaasvind, is die kerkera verby. Na hierdie dinge het ek gesien, en kyk, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem het gesê: kom op hierheen, en Johannes word geroep om in die gees in die hemel in te sien. En interessant, dat vanaf Openbaring 4 tot Openbaring 21 kom die woord ekklesia nie een keer voor in Openbaring nie. Waarom nie? Want die ekklesia is weggeruk hemel toe, die kerk is weggeruk hemel toe, die gemeente is nie meer op aarde nie, die gemeente era is verby, die kerk era is verby, dis die volgende era. Die hele skrif, vriende, as jy 'n goeie uitleer van die skrif wil wees vir jouself en vir ander, as jy die skrif wil verstaan, dan is dit belangrik om te weet dat die Bybel in eras is. Daar's verskillende tydvakke, en jy moet verstaan op watter tydvak dinge van toepassing is. Die hele skrif is natuurlik vir ons ingegee, is nuttig tot lering, maar op watter tydvak is hierdie skrif geskryf? En die tyd waarin ons nou is die kerkera. Daarna breek die groot verdrukking aan. Nou, die woord wederkoms is 'n wye term, en daar is 2 fases in die woord wederkoms in die Bybel opgeteken. Die eerste fase noem ons sommer tussen ons die wegraping. En baie mense sal sê, die woord wegraping kom nie in die Bybel voor nie. Dalk nie
die spesifieke term wegraping nie, maar wegruk, wegneem, om met geweld weg te neem. Dis alles woorde wat in die Bybel voorkom. Die wederkoms kan duidelik in die skrif in 2 fases gedeel word. Die eerste fase is die fase waarin die Here Jesus sy heiliges kom haal, dan word hy kom vat sy heiliges, dis die eerste fase, en ons noem dit wegraping, dis die eerste fase van die wederkoms. Die tweede fase van die wederkoms is na die groot verdrukking. Aan die einde daarvan, dan leer die Bybel ons, hy kom met hierdie heiliges, wat hy weggeruk het, wat deur al die eeue heen versamel is in die hemel, kom hy terug aarde toe, aan die einde van die groot verdrukking, en die Bybel leer ons nogal dat hy op die Olyfberg gaan kom staan, die Here Jesus Christus, en hy gaan weer aarde toe kom, vir die volgende tydvak, wat ons noem, en wat die Bybel noem, die vrederyk. Die boek Openbaring maak het vir ons grootliks oop, die 1000-jarige vrederyk. Maar nou kom ons praat eers oor die gedagte wegraping. Is dit 'n skriftuurlike beginsel? Is dit skriftuurlik? Is dit duidelik? Wat sê die Bybel daaroor? Dan wil ek sê, ja, dis skriftuurlik, dis duidelik, dis onwegredeneerbaar, dit is duidelik dat jy kan dit nie wegredeneer nie. Die Bybel is eintlik tevens so vol daarvan, die Nuwe Testament, die woord wegraping of die term wegraping of die gedagte van die wegraping is 'n Nuwe Testamentiese lering. Nêrens in die Ou Testament het God die wegraping geleer nie, want in die Ou Testament het selfs die profete nie eens geweet dat daar 'n kerk sal wees nie. Dit was 'n verborgenheid, leer die Bybel ons, wat in die Nuwe Testament oopgemaak is, en nou leer die Nuwe Testament ons van hierdie term wegraping. Die eerste skrif wat ek vir u oor hierdie eerste fase wil leer van die wegraping, waar Christus kom om sy heiliges, sy bruid, sy kerk te kom haal. Die eerste fase kom haal hy hulle, die tweede fase kom hy weer terug aarde toe met sy bruid vir die 1000-jarige vrederyk. Nou die eerste fase waar hy sy bruid kom haal, vind ons daar in Johannes, in Tessalonisense verskeie plekke, maar in Johannes eers hierdie vers 1, of liewer net Johannes 14 vers 2, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. Wat sê Christus? Daar's baie wonings in die huis van my Vader. Ek gaan om vir julle plek voor te berei, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, dan kom ek weer, en dis die wegraping, dan kom ek weer en sal julle na my toe neem. Ek kom om julle te neem. Is dit nie duidelik uiteengesit nie, sodat julle kan weet waar ek is. Ek kom om julle te neem, sodat julle kan weet waar ek is. Dis daarom baie mooi gesê, daar in Johannes 14 vers 2 en 3. Dan sê Tessalonisense vir ons dit as volg, liewe vriende. Hy sê in 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17 dit so. Hy sê die Here sal van die hemel neerdal. Dis vir hierdie eerste fase, die wegraping. Die Here sal van die hemel neerdal. Hy sal self, sê die Bybel, van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, al die gelowiges wat oor al die eeue gesterf het in Christus, sal eerste opstaan. Met ander woorde, wanneer hy kom, gaan daar die liggame heropgewek word, hulle gaan hernieu word, of dit stof is of as is, soos wat God vir Adam uit stof geformeer het, gaan die siele van die mense met hulle liggame verenig word, en hulle gaan weer fisiese liggame kry, want die Bybel sê, die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Dis al die dooies van al die eeue wat in Christus, let wel, gesterf het. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, wanneer hierdie groot gebeurtenis plaasvind, sal ons, wanneer hierdie mense opgewek word, sal ons saam met hulle in wolke weggevoer word, weggeneem word, weggevoer word. Dis die wegraping, vriende, dis die eerste fase van die wederkoms. Ons saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd, sê saam met my vriend in jou hart net, dink net daaraan, het jy al daaraan gedink, ons sal altyd by die Here wees. Dan is daar nog 'n skrif wat ek wil aanhaal vandag oor die wegraping, oor hierdie eerste fase van die wederkoms, want hy sê in 1 Tessalonisense hoofstuk 5 vers 2, die tweede vers, julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Soos hoe vergelyk hy die wegraping?
hierdie eerste fase van die wederkoms, hy vergelyk dit met 'n dief in die nag. Niemand weet wanneer hy dis skielik, dis op 'n oomblik wat niemand dit verwag het. Hy kom soos 'n dief in die nag. Maar ek wil nie net met jou oor hierdie eerste fase van die wederkoms praat nie. Ek wil met jou oor die tweede fase wat nie 'n ekstra naam het, ons noem hom net plainweg wederkoms, wil ek ook vir jou praat, sodat ons die verskil tussen hierdie twee termes kan verstaan, sodat ons kan weet wat die Bybel daaroor sê. Ag Here, ek bid dat U hierdie woord vandag ryklik sal seën, laat dit in harte sal val, laat U dit sal oopbreek, want U woord is so duidelik daaroor. U wil nie hê dat ons oor hierdie dinge onkundig moet wees nie. Seën elkeen wat na hierdie woord luister. Die tweede fase, onthou ek het vir julle gesê, die eerste fase, kom hy en hy kom vat sy heilige, sy kerk, sy bruid, om altyd by hom te wees. Dan, by die tweede fase, is hierdie kerk nog steeds by hom, hy neem hulle en hy kom aarde toe, vir 'n volgende gebeurtenis, die wederkoms, die 1000-jarige vrederyk. Kom ons praat 'n bietjie daaroor, baie skrifte oor hierdie wederkoms, en spesifiek die 1000-jarige vrederyk. Die Ou Testament praat baie daarvan, eintlik baie meer as Openbaring praat die Ou Testament van hierdie gebeurtenis. Hy praat in Sagaria daarvan, maar ek wil vandag vir jou Matteus lees en Openbaring. Kom ons lees Matteus 24 vers 29. Hy sê dadelik na die verdrukking van daardie dae, met ander woorde die groot verdrukking, deur alle eeue heen was daar verdrukkinge. Daar is verdrukking in lande waar mense vervolg word, verskriklike verdrukking, waarvan ek en jy nie 'n benul het wat daar gebeur, wat daar aangaan nie. Maar vriende, die belangrikste is om te weet, dat hy gaan ons kom haal, om hierdie verdrukking gedeelte vry te spring. Hy gaan ons kom haal by die wegraping, sodat ons deel van die kerk, of deel van sy groep mense in die hemel kan wees. Hy gaan ons kom vat, wegruk, met geweld wegneem, die wegraping, om altyd by hom te wees. Dan, terwyl ons daar is dit hier op aarde, die grootste verdrukking van alle eeue. Kom ek lees vir jy Matteus 24, in verband hiermee. Dadelik, sê vers 29, na die verdrukking van daardie dae, sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie meer gee nie. Die sterre sal van die hemel val, die kragte van die hemel sal geskit word. Wow, na hierdie verdrukking gaan, soos wat 'n vyeboom wat vol oorryp vye is, wanneer jy hom skit en die vye val, so gaan die hemelliggame op die aarde val, meteoriete en so meer, en baie meer. Die Bybel sê hierdie, die son gaan verduister word. Ek glo vanweë al die uitbarstings en al die gebeure op die aarde, gaan daar 'n verduistering van die son wees, en die maan sal sy glans gee nie. Maar nou sê vers 30, die volgende vers, dan sal die teken van die seun van die mense in die hemel verskyn, dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag. Wanneer kom hy op die wolke van die hemel vir sy wederkoms? En wanneer gaan hy sy voet op die Olyfberg neersit volgens Sagaria aan die einde van die groot verdrukking? Ja, hy kom weer aarde toe, en hy gaan op hierdie aarde kom heers, want hy moet weer op die troon van Dawid sit. Anders is daar te veel Ou Testamentiese profesieë wat nooit vervul sal word nie. Die Here gaan weer as Messias kom vir sy volk Israel, leer die Bybel ons. Hulle het hom die eerste keer verwerp, en nou gaan hy weer 'n keer kom, want daar soveel profesieë wat nog nie vervul is nie, wat in daardie 1000 jaar vrede vervul gaan word. Nou sê Openbaring skryf dit ook, hy sê in vers 11 tot 21, en jy kan dit dalk by die huis lees, Openbaring 19 vers 11 tot 21, hy skryf daarvan met watter groot heerlikheid die Here weer aarde toe gaan kom na die groot verdrukking. Wow, met sy heiliges. Die Bybel sê hy gaan op 'n wit perd kom, en sy heiliges gaan hom volg. Miskien dink jy, waarvan praat jy meneer? Miskien dink jy, die goed is onsinnig. Wel vriend, die hoogste gesag, daarin het God dit opgeteken in sy woord, in sy Bybel. Ek praat met jou vandag net oor die konteks, wegraping, wederkoms. Wat is die verskille tussen hierdie twee? Wederkoms het twee fases. Die eerste fase noem ons wegraping, en die tweede fase van die wederkoms noem ons net wederkoms. Wat is die verskille tussen hierdie twee fases? By die eerste fase, wat ons wegraping noem, kom hy in die lig, tot in die lig, en hy kom haal sy kerk. By die tweede fase kom hy tot op die aarde, en hy gaan op die
Olyfberg kom land, leer ons dan Sagaria 14. Wanneer hy sê, kom in die lig, en ek kom al sy kerk, dat het my baie keer in huwelik, ek dink, jy onthou mos by die huwelik, dan staan die bruidegom daar voor in die kerk, en hy stap so halfpad in die gangetjie af, nie tot agter nie, net halfpad, en die bruid kom van agteraf tot halfpad, en hy vat haar tot voor in die kerk. Dis 'n tipe van die Here, wat ons halfpad gaan kom ontmoet in die lig, ons gaan weggeruk word, hy gaan ons halfpad ontmoet, en hy gaan ons verder wegvat, na die troonkamers van die hemel, soos wat die bruidegom, die bruid tot voor in die kerk vat. Dis maar net 'n tipe van wat aankom is, vir jou en vir my. Wat is die verskil tussen die wegraping en die tweede wederkoms, die tweede fase van die wederkoms? Eerstens, by die wegraping kom hy tot in die lig, halfpad, kom vat ons tot in die hemel, by die tweede fase kom hy tot op die aarde. By die eerste fase gaan ons saam met die kerk hemel toe, by die tweede fase kom ons aarde toe vir 1000 jaar saam met hom te regeer, volgens Openbaring 19 en dan Openbaring 20 vir die 1000-jarige vrederyk. By die eerste fase wat ons noem die wegraping, net na dit volg die grootste verdrukking van alle eeue, en die antichrist is op hierdie aarde met sy tirannie, om groot verwoesting, skade, vervolging, swaard en hongersnood te bring. Daarom gaan hierdie dinge gebeur, verwoestings, soos die eerste fase, die wegraping, gaan die groot verdrukking vooraf, die tweede fase, wat ons net wederkoms noem, is na die groot verdrukking. Ek glo daar gaan sommer vir jou 'n lig op, jy verstaan hierdie dinge, en volgende keer wanneer jy die Bybel lees, en jy lees wederkoms, gaan jy begin dink, is dit die eerste of die tweede fase van die wederkoms? Soos die tweede fase is na die groot verdrukking. Nog 'n verskil tussen die wegraping en dan die tweede fase van die wederkoms, net die wederkoms, nog 'n verskil tussen die twee is, dat die wegraping word net in die Nuwe Testament geleer. Dis 'n suiwer Nuwe Testamentiese lering, omdat dit nog 'n geheim in die Ou Testament was. Tevens in die Ou Testament word daar nie eens van die kerk, die eklesia, gepraat nie. Want dit was 'n geheim, dit was 'n verborgenheid. Hulle het nie geweet dat Christus gaan sterf nie, alhoewel in Jesaja dan geprofeteer word dat hy, jy weet, dat die Messias, dat hy gaan sterf en dat hy deur sy wonde vir ons genesing bring. Maar hulle het dit nie verstaan nie, hulle het nie geweet dat dit 'n kerk gaan teweeg bring, 'n eklesia nie, 'n gemeente nie, waarvan ek op aarde deel is, prys die Here. Die tweede fase van die wederkoms word dwars deur die Ou Testament baie geleer. Dit is 'n Ou Testamentiese leerstelling en 'n Nuwe Testamentiese leerstelling. Vriende, hierdie lering waaroor ek met jou vandag gesels, is so belangrik, want baie mense verstaan dit nie, en dit het hulle al in die war gebring, maar dit is duidelik in die Bybel uiteengesit. Wanneer gaan die wegraping plaasvind? Wanneer vind dit plaas? Kom ek lees vir jy in die Bybel, as jy gewonder het wanneer dit gaan plaasvind, en miskien skrik jy nou, weet iemand wanneer dit plaasvind? Kom ek lees vir jou die skrifte uit die Bybel, nie wat mense sê nie, wat die woord van God sê. 1 Tessalonisense 5 vers 9, God het ons nie bestem tot toren nie, dis nou vir die groot verdrukking, maar om saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Soos wanneer gaan die wegraping plaasvind? Net voor die groot verdrukking. Hy het ons nie bestem vir toren nie. Wanneer gaan die wegraping plaasvind, vriende? Ja, net voor die groot verdrukking. Maar die dag en die uur, dit weet ek nie, want hy gaan kom soos 'n dief in die nag, en niemand gaan dit verwag nie. 'n Dief verwag niemand nie. Niemand weet wanneer 'n dief by hom wil inbreek nie. Diewe kom wanneer dit donker is, wanneer niemand hulle verwag nie, wanneer mense slaap. Nog 'n skrif oor wanneer die wegraping gaan plaasvind. Hy sê, waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word, Lukas 21, vers 36, sodat jy waardig geag mag word om al die dinge wat kom te ontvlug. En hy praat oor al die verdrukkings daar in Lukas 21. Hy sê, jy kan al hierdie dinge ontvlug. Jy kan deel van die wegraping wees. Soos wanneer gaan dit plaasvind? Net voor al die dinge, net voor die groot verdrukking gaan dit plaasvind. 2 Tessalonisense het 'n duidelike uiteensetting van die volgorde van die wegraping. Hy sê eers die wegraping in 2 Tessalonisense 2, vers 1 tot 3, eers die wegraping, dan kom die antichrist, dan die wederkoms. Kom ek lees dit vir jou.
2 Tessalonisense 2 vers 1. Ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms, en hier praat hy nou van die wederkoms aan die einde, die tweede fase, met die oog op die wederkoms van onze Here en ons vereniging van hom, om nie jou verstand te verloor nie. Jy moet weet, jy moet nie hieroor dink nie, jy moet nie verstandeloos wees nie. Moet nie verskrik word deur mense wat sê die wederkoms het al plaasgevind of wat ook al nie. Hy sê laat niemand jou op enige manier mislei nie, eers moet die afval. Wat is die afval? Die Amplified vertaling sit so in hakkies vir jou betekenis van afval. Hy sê die apostasia, en hy sê in die Amplified vertaling nogal, the departure of the church. Wow! Hy woord afval beteken the departure of the church. Eers moet die church depart, en die mens van sonde geopenbaar word, dan, met antwoorde, dan kom die antichrist. En vriende, en daarna is die wederkoms. Ag jyne, hierdie tyd van ons hierso, gaan so gauw verby. Tessalonisense, in die tweede brief van Tessalonisense, hoofstuk 2, gee hy ook vir ons die volgorde. Wie gaan saam? Hulle wat gereed is. Gaan almal wat sê, hulle is Christene saam? Nee, want Mattheus sê duidelik, onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam gegaan. Daar was ander maagde wat gesê het, meneer, maak vir ons die deur oop, sê Mattheus 25, maar hy het gesê, ek ken julle nie. Is jy gereed vir die wederkoms? Want daar is 'n kerk waarvan die Bybel in Openbaring, hoofstuk 3 praat, die Laodisense eindtyd, die lou kerk. Hy sê, ek gaan jou uit my mond uitspeeg. Is jy gereed? Hierdie is een van daardie sake waaroor jy nie moet dobbel nie, jy moet nie daaroor dink nie, jy moet nie daaroor bespiegel nie, jy moet nie daaroor wonder nie, jy moet weet of jy gereed is. Kan 'n mens gereed wees? Jy kan. Kan 'n mens weet dat jy gereed is? Jy kan weet. So sê die brief van die sendbrief van Johannes, ek skryf dat julle kan weet. Vriende, ons tydjie is verby, en ek gaan volgende keer met jou praat oor Openbaring, hoofstuk 4, vers vir vers, die gebeure in die hemel net na die wegraping. Wat gaan in die hemel afspeel net na die wegraping? Ek kan nie wag om dit met jou te deel nie. Dit gaan vir jou 'n openbaring wees, dit gaan vir jou 'n revelation, 'n oopmaak, dalk shocking truths, skokkende openbarings. Ag, dit was lekker om weer met jou saam te kuier hier uit Mamasbury uit, en ek sê altyd die hoofstad van Suid-Afrika. Kom kuier vir my by my gemeente, besoek ons Sondagoggende 10:00 of 6:30 in die aande, dit sal fantasties wees om jou te ontvang. Sê dan vir my, jy het my op die media gesien, op Kruiskyk, en kom groet my hand, en kom geniet ons feesdienste. Ek sit ook baie boodskappe op Facebook en YouTube, kyk gerus vir Kobus Du Plessis, so swarte wit fotootjie van my, en volg gerus ons boodskappe, volg ons op YouTube en Facebook, en dan wil ek ook vrymoedigheid vandag neem om jou te vra, om ons gemeente te ondersteun, om hierdie projek te ondersteun. As jy graag wil, gooi net daar vir my 'n WhatsApp of 'n SMS, en sê ek wil ondersteun, en ek stuur graag vir jou ons detail. Mag die Here jou ryklik seën, van krag tot krag. Jy is kosbaar vir ons, waardevol. I love you. Bye.